Vanoggend lees ons uit die Ou Testament, Exodus hoofstuk 10, die 8de plaag, sprinkane. Daarna het die Here vir Moses gesê, gaan na die Farao toe, want ek het hom en sy amptenare onverzetlik gemaak, sodat ek hierdie wonderteken van my onder hulle kan doen. Dan kan jy aan jou kinders en kleinkinders vertel wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en wat wonders ek onder hulle verrig het, om julle te laat besef dat ek die Here is. Moses en Aaron het toe na die Farao toe gegaan en vir hom gesê, "So sê die Here, die God van die Hebreërs, hoe lank gaan jy nog weier om jou aan my te onderwerp? Laat my volk gaan om my te dien. As jy weier om my volk te laat gaan, bring ek môre 'n sprinkaan plaag oor jou land. Die land sal so toe wees onder hulle, dat 'n mens nie die grond sal kan sien nie. Hulle sal elke groenigheid afeet wat oorgebly het na die haal, selfs die van elke boom wat weer uitloop. Hulle sal oral in jou paleise wees, in die huise van jou amptenare en van elke Egiptenaar. So iets het julle en julle voorvaders nog nooit gesien van het julle in die land is tot nou toe nie." Toe het Moses omgedraai en die Farao weggaan. Die amptenare sê vir die Farao, "Hoe lank gaan die man nog vir ons moeilikheid gee? Laat hulle net maar gaan om hulle God, die Here, te dien. Maar net die man, die sien toch dat Egipte te gronde gaan." So is Moses en Aaron na die Farao toe teruggebring en hy sê vir hulle, "Gaan dien julle God, die Here, maar wie gaan almal saam?" Moses antwoord, "Almal gaan saam. Met ons jong manne en ons ou manne, ons seuns en dogters, met ons klein vee en groot vee, want ons moet vir die Here 'n fees gaan hou." Maar die Farao sê vir hulle, "Die Here is net so min met julle, as wat ek julle vroue en kinders saam met julle sal laat gaan. Julle het 'n verkeerde ding in die kop. So sal ek dit nie toelaat nie. Net die mans gaan. En dien die Here, dit is mos wat julle nog altyd vra." So is hulle van die Farao weggejaag. Daarna het die Here vir Moses gesê, "Steek jou hand uit oor Egipte, dat daar sprinkane oor die land kan kom, om elke groen sprietjie op te vreet wat van die haal oorgebly het." So steek Moses sy kierie oor Egipte uit, en die Here daardie dag, die hele dag en nag, 'n oostewind wat waai wat die sprinkane aangebring het. Die volgende môre was hulle daar. Hulle het oor Egipte gekom en die hele land volgesit. 'n Eislike groot sprinkaan-swerm, soos daar nog nooit tevore was nie, en hierna ook nie weer sal wees nie. Die land was toe onder hulle, en dit was donker. Hulle het elke groen spreekie in die land opgevreet, en alles wat na die haal aan die boom oorgebly het. Daar het geen groenigheidjie aan 'n boom of plant in Egipte oorgebly nie. Die Farao toe haastig vir Moses en Aaron laat roep en sê, "Ek het verkeerd gedoen teen julle God, die Here, en teen julle. Vergeef tog, asseblief net hierdie keer my oortreding. Bid tot julle God, die Here, dat hy hierdie dood afweer van my af." Moses het van die Farao weggegaan en tot die Here gebid. Toe laat die Here die wind verander in 'n sterk westewind het, wat die sprinkane opgeskep het en in die Rietsee gegooi het. Daar het nie 'n enkele sprinkaan in die hele Egiptiese gebied oorgebly. Maar die Here het die Farao weer koppe gemaak, en hy die Israeliete nie laat gaan nie. Hierdie gedeelte in Exodus hoofstuk 10, die 8de plaag, vanaf vers 1 tot by vers 20. En ons sien duidelik dat die Here die Farao toelaat om sy wil, sy eie wil van die Farao te doen. Ja, dat hy koppig bly, en dat hy die Israeliete nie laat gaan nie. Maar ons besef ook deeglik dat die Here hierdeur die geleentheid gebruik om die Israeliete te leer om te weet dat hy God is, op wie hulle kan vertrou, wat red, wat gebeur, wat hy sê, wat wegneem, hy dit beveel. Kom ons leer ook hieruit, dat die God
van die Israeliete vandag nog dieselfde God is. Hierdie gedeelte dan, Exodus hoofstuk 10, vanaf vers 1 tot vers 20 in die 83 vertaling.